Vandag duik ons in 'n ongelooflike storie. Dis 'n storie oor ons eie liggame se kragtige, maar soms wel misleidige genesingsproses. Dis 'n verhaal van hoe iets wat ontwerp is om ons te red, soms die einste probleem word wat dit probeer oplos. Goed, kom ons spring weg. Hier is 'n vraag wat baie mense al gevra het. Stel jou voor, jy gaan deur 'n lewensreddende prosedure om 'n aar oop te maak en jy voel great. Maar dan, maande later, vind jy uit dit begin weer vernou. Wat op dese aarde gaan hier aan? Wel, die antwoord lê in 'n fascinerende proses genaamd intimale hiperplasie. En dit is die kern van ons hele gesprek vandag. Intimale hiperplasie is basies jou liggaam wat skree, "Haai, 'n bloedvat is beseer, ons moet dit dadelik regmaak." Maar in sy ywer bou dit net te veel nuwe weefsel. Daardie regmaakpleister word toe 'n nuwe blokkasie. Daai spoedable analogie, dis perfek. Die bedoeling is goed, maar die resultaat kan nogal problematies wees. Om hierdie proses regtig te verstaan, moet ons na sy twee kante kyk. Jy sien, dis nie net 'n skurk nie. Dit speel eintlik ook 'n noodsaaklike, selfs heldhaftige rol in ons liggame. So kom ons begin met die verrassende heldkant van die storie. Voordat ons kyk na hoe dit alles skeefloop, is dit belangrik om te verstaan hoekom ons hierdie meganisme in die eerste plek het. Nou, wat regtig interessant hier is hoe fundamenteel hierdie proses is. Direk na geboorte is dit intimale hiperplasie wat onnodige fetale bloedvate toemaak. Soos ons groei, help dit ons are om sterker en dikker te word. En in 'n omleidingsoperasie, dan is dit juis hierdie proses wat 'n aaroorplanting toelaat om die werk van 'n slagaar te doen. So, dis nie net nuttig nie, dis absoluut noodsaaklik vir oorlewing en aanpassing. Goed, so ons het die held gesien, maar wat gebeur wanneer hierdie selfde kragtige genesingsreaksie geaktiveer word deur 'n mediese besering, sê nou maar 'n angioplastie of die plasing van 'n stand? Dis presies waar ons held die skurk begin word. Kom ons volg gou die tydlyn. Onmiddellik na 'n besering, binne minute, is dit georganiseerde chaos. Bloedplaatjies storm soontoe en vorm 'n prop. Oor die volgende paar weke begin die werklike bouproses. Gladspierselle, die werkerselle van die aarwand, kry die boodskap om te vermeerder en na die beseerde area te beweeg. En uiteindelik, oor maande, bou hierdie selle 'n heeltemal nuwe laag weefsel wat die bloedvat stadig maar seker vernou. Om vir jou 'n idee te gee van hoe vinnig hierdie reaksie is, normaalweg is minder as 1% van hierdie gladde spierselle besig om te verdeel. Maar binne 48 uur na 'n besering spring daardie syfer na meer as 20%. Die liggaam mors geen tyd nie en stuur die bouwerkers in oormaat in. Goed, so kom ons breek dit af in 4 eenvoudige stappe. Eers is daar die besering. Dan kom die noodoproep waar die liggaam se immuunstelsel reageer. Die deurslaggewende oomblik is stap 3. Selle wat eintlik in die middelste ondersteuningslaag van die aar hoort, begin beweeg na die binneste laag. En dan, stap 4, hulle begin bou en bou en bou totdat hulle 'n splinternuwe verstopping geskep het. So die kernpunt is regtig dit. Hierdie aanhaling som dit perfek op. Hoe groter die besering aan die bloedvat tydens die prosedure, hoe sterker en meer aggressief is die liggaam se oorreaksie. Dis 'n direkte verhouding. Meer skade lei tot meer genesing en ironies genoeg 'n baie groter risiko van 'n nuwe verstopping. Reg, nou dat ons die probleem verstaan, hoe beveg ons dit? Dis 'n baie delikate dans want ons wil nie die liggaam se vermoë om te genees heeltemal afskakel nie. Ons wil dit net, wel, 'n bietjie tem. Kom ons kyk na die strategie. Die eerste groot oplossing was die kaal metaalstent. Dink daaraan as 'n klein stukkie metaalgaas om die aar oop te hou. Dit werk goed om te keer dat die aar dadelik weer toeklap, maar intimale hiperplasie kan steeds reg deur daai gaas groei. Die groot deurbraak was die dwelmbedekte stent. Dis dieselfde steierwerk, maar dis bedek met medisyne wat daardie oor die ywerige selgroei direk by die bron vertraag. Baie slimmer. 'n nog nuwer tegniek is die dwelmbedekte ballon. Hier word 'n ballon, bedek met dieselfde tipe medisyne as 'n dwelmbedekte stent, in die aar opgeblaas. Dit druk die medisyne direk in die aarwand in en dan word die ballon verwyder. Die groot voordeel? Jy kry die mediese effek sonder om 'n permanente metaalimplantaat agter te laat. Aaroorplantings, wat dikwels vir omleidingsoperasies gebruik word, het hulle eie unieke uitdaging. Sien, 'n aar is nie gebou vir die hoë druk van 'n slagaar nie.
Wanneer dit in daardie hoë druk omgewing geplaas word, skop die liggaam se versterkingsproses, wat basies intimale hiperplasie is, in om die wand te verdik. Soms gaan daardie proses net 'n bietjie te ver en veroorsaak 'n nuwe vernouing. En met sintetiese oorplantings? Wel, daar is die swakpunt amper altyd by die aansluitingspunte, die plekke wat ons die anastomose noem. Dis waar die kunsmatige buis aan die natuurlike aar vasgewerk word. Die liggaam sien hierdie aansluiting as 'n massiewe besering en 'n vreemde voorwerp, en die intimale hiperplasie-reaksie is dikwels vreeslik aggressief, juis op daardie plek. Maar die mees ekstreme omgewing vir intimale hiperplasie is waarskynlik in dialyse toegangsoorplantings. Hier het jy alles wat die proses aanvuur: ongelooflike hoë bloedvloei, herhaalde beserings van die dialyse naalde en 'n wanverhouding tussen die sintetiese materiaal en die aar. Dis basies die perfekte storm vir 'n heeltemal oordrewe genesingsreaksie. Soos ons nou kan sien, al het ons ongelooflike vordering gemaak, bly hierdie fundamentale biologiese reaksie een van die grootste uitdagings in vaskulêre medisyne. En dit bring ons by die sentrale konflik van die hele storie. En hierdie skyfie som die dilemma briljant op. Ons kan nie net van hierdie proses ontslae raak nie. Ons het dit nodig om te lewe en te ontwikkel. Maar daardie selfde proses ondermyn ons beste pogings om bloedvate te herstel. Die doel is dus nie om die genesingsproses uit te skakel nie. Dis om dit te moduleer, om die volume af te draai, nie die skakelaar heeltemal af te sit nie. En dit laat ons met 'n laaste groot vraag. Die toekoms van hierdie veld lê daarin om daardie fyn lyn te vind. Dit gaan daaroor om ons liggaam se eie ongelooflike, kragtige herstelmeganismes te leer om presies te weet wanneer om op te hou, 'n perfekte genesing sonder daai oorbodige spoedhobbel.